Goeiedag geliefdes, van my en die hele beleefspan af, wat 'n voorreg om vandag saam met jou in God se woord te kan wees. En ook wat 'n besonderse week in die Christelike kalender. Dis die week voor Paasnaweek. En ek is werklik diep in my hart so opgewonde vir wat vir ons voorlê met hierdie week se oordenkings. Nou, kom ons spring weg, ek wil sommer vir jou iets vra. Het jy al ooit gevoel asof jou lewe klein is? Asof jy maar nog net 'n mens is in 'n baie groot wêreld en nie eintlik enigsins deel is van 'n baie groter storie nie. Asof jou storie eintlik net eers begin die dag toe jy gebore is en is maar klein is nietig. Paulus skryf ons in Efesiërs 1 en kom breek eintlik vir hierdie hele gedagte oor wie ons is en waar ons in God se stories heeltemal oop. Kyk gou wat sê dit. Deur wat Christus gedoen het, het hy ons uitgekies. Omdat hy ons liefhet, het hy ons al voor die wêreld gemaak is, uitgekies om syne te wees en onberispelik in liefde voor sy aangesig te lewe. Geliefde, hoe wonderlik is dit, né? Nog voordat daar 'n aarde was, nog voordat daar tyd was soos ek en jy dit vandag ken, nog voordat daar 'n sondeval was, nood of pyn of enige vorm van gebrokenheid, het God jou reeds en hy het vir my reeds in gedagte gehad. Jy en ek, ons is nie 'n nagedagte nie. Is nie 'n ongeluk nie. Jy is nie 'n latere toevoeging tot God se plan nie. Nee, jy was van die begin af in sy hart. En dit beteken iets baie, baie belangrik vir Paasfees. Jesus het nie eers na Adam en Eva se sonde opgedaag as 'n vinnige oplossing of 'n vorm van 'n reaksieplan nie. Nee, Christus, volgens Paulus, was van die begin af die plan. Die kruis was nie God se paniekreaksie nie. Die kruis was deel van die begin af van God se ewige wysheid. Nou dit verander hoe ons onsself eintlik sien en hoe ons moet dink oor onsself. Want as God jou reeds voor die grondlegging van die wêreld in gedagte gehad het, hy het jou bedink, dan is jou identiteit nie gebou op jou prestasie, jou verlede, jou mislukkings of mense se opinies nie. Nee, jou identiteit begin by God se liefdevolle besluit nog voor enigiets bestaan het. Jy behoort aan hom. En ek wil hê jy moet oplet. Paulus sê nie net God het ons gekies om gered te word nie. Hy sê God het ons gekies om syne te wees. Geliefde, daai beteken verhouding, dit beteken nabyheid, dit beteken familie. Dis nie net redding van iets nie, dis redding na iemand toe. Miskien voel jy vandag onseker, jy voel dalk verlore. Miskien voel jy's te stikkend, te laat, te ver, jy kwalifiseer nie. Maar geliefde, ek het nodig dat jy hoor vandag, die waarheid van God se woord sê, jy was lank voor jou geboorte reeds in God se hart. En dit beteken jou lewe en my lewe, dit het 'n doel. Dit beteken jou bestaan het betekenis. Dit beteken God het nie sommer net besluit om jou te verdra nie. Nee, hy het besluit om jou lief te hê. Nou vandag wil ek jou regtig net aanmoedig. Hou op om oor jouself te praat asof jy net toevallig hier is, asof jy net reaktief bestaan, of net jou ma en jou pa se besluit was. Nee, hou op om te lees asof jy sonder 'n doel bestaan. Begin om jouself te sien deur die lens van Efesiërs 1. Jy was in God se hart van die begin af. Jy was van die begin af deel van God se plan en in Christus kry jou lewe betekenis. Geliefde, dankie dat jy saam met ons kyk en laat weet asseblief vir ons in die kommentaar, wat beteken dit vir jou om te weet dat God jou lank voor jou geboorte reeds in gedagte gehad het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u enorme genade oor ons lewens. En dankie vir die week wat vir ons voorlê, die opbou na Paasnaweek, na Goeie Vrydag en Opstanding Sondag, Here, hierdie moment in die Christelike kalender, maar Jesus, ons vier vandag in opgewondenheid en in afwagting vir wat hierdie naweek eintlik vir ons beteken, u sterwe en die opstanding. En dan het vandag die woorde van Paulus hier uit Efesiërs 1 om te kan weet dat voor alles
het U reeds bestem om ons te kan ken en wat dit dan beteken, die dieper konteks, wat dit beteken om 'n kind van Christus te wees, om 'n kind van God te wees, om verbind te wees aan Jesus. Here, dit gee ons lewens soveel sin en betekenis. Daarom vra ek Jesus dat in hierdie week, soos ons wandel deur die woord en soos ons gaan kyk na hierdie gedeelte in Efesiërs 1, dat ons diep sal indrink in die realiteit dat ons is werklik U kinders, en omdat ons U kinders is daar sin en betekenis vir ons lewens, en daar's 'n hoop wat die storie van God hierdie kant van die hemel so duidelik vertel. En U vertel daai storie deur ons lewens. Ons loof U, ons eer U, ons is opgewonde vir wat hierdie week vir ons voorlê. Here, ons bid dit alles in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.